wil vanmôre met die gesels oor seën op jou huis en kinders. Ek het voor die tyd gesê, ons almal wil graag al daai seëninge van die Here hê. Ek dink as daar enige iemand is wat sê, nee, ek weet nou nie regtig nie, dan dink ek is omdat jy nie weet wat die seën van die Here vir jou kan inhou nie. En ek het gesê, ek het baie keer al gebid en gesê, Here, daar is soveel seëninge en dit is eintlik ontelbaar baie. Ek het oral probeer uitvind hoeveel en tot as jy vir Google gaan vra hoeveel seëninge van die Here is daar in die Bybel, dan sê hy net vir jou ontelbaar. En ek het nou gedink, hy sal dalk 'n wiskunde doen, maar lyk my, hy sukkel ook maar om al die seëninge van die Here te kan tel. So as dit ontelbaar is, beteken dit, ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet begin glo dat daar soveel is, dat daar vir jou ook genoeg is. Vir jou ook te veel is, om te dink, dit gaan opraak. Dit kan nie opraak nie, want God kan nie opraak nie. En ek het baie keer gewonder, hoe kom ons daarby uit? Hoe lyk die seën van die Here? Hoe lyk dit wanneer die seën van die Here op jou rus? Want ek bid baie keer, dan sê ek, Here, ek wil nie die seën van die Here in my lewe hê, om groot kop te kry, of om te dink ek's beter as iemand anders, of geensins nie, want dis nie wat die seën van die Here is nie. En ek het baie keer gebid en gesê, Here, ek begeer die seën van die Here, om 'n seën vir ander te kan wees. En toe ek dit begin bid, toe gebeur daar iets binne my. Of wie sê, ek het baie keer gebid en gesê, ek wil die seën van die Here hê. Dan voel ek ervaar, ek voel dit nie, ek ervaar dit nie, ek sien dit nie heeltemal nie. In sekere aspekte, dan sien ek dit, ander dan. Toe ek begin bid en gesê, Here, maar help my net, ek wil nie hoogmoedig word, want dis nie die rede hoekom die Here jou seën nie. Die Here seën jou om 'n seën te wees. Dit het nou gesê, die Bybel sê, dis beter, Jesus self het gesê, dis beter om te gee as om te ontvang. So as dit beter is, as Jesus self gesê, dis beter om te gee as om te ontvang, dan moet daar baie meer aan gee bedoel en betekenis hê, as wat net is ontvang. En toe verander my gebed weer en sê, Here, seën my, sodat ek ander kan seën. Die Bybel kom en sê, die seën van die Here maak ryk. Ryk dat jy in oorvloed vir iemand anders die seën van die Here kan oordra. Of dit 'n gebed is, of dit 'n bemoediging is, of dit wat ook al is. So ek dink heel eers in my lewe moes ek anders na die seëninge van die Here begin kyk het. Ek moes anders daaroor begin bid het. Ons het 'n paar weke terug gesê, toe die Amerikaner aangehaal het en gesê, God is nie ChatGPT nie. Jy bid nie en sê, Here, doen dit, maak met daai en so, sorg daai en uit, en dan eindig ons en sê, in die naam van Jesus, amen nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. God sê vir jou wat jy moet doen. En hy sê vir jou baie dankie. Ons kan van hom vra. Die Bybel sê, julle het nie want julle vra nie, ons kan van hom vra. Maar ons kan nie vir hom sê wat hy moet doen, en dan nog vir sy seun se naam wil gebruik, om jou wil af te dwing nie. Dis nie hoe dit werk nie. En ek het agtergekom, hoor baie mooi, om generasies te verander, as dit by seëninge van die Here kom, begin by jou. Om generasies, as dit by die seën van die Here kom, te verander, begin dit by jou. Dit begin by jou besluite, jou gewoontes, maar 'n goddelike visie. Jy kan nie die seën van die Here in jou lewe bid en ervaar en Bybelverse aanhaal en alles, as daar nie 'n plan is daarmee nie. Want jy gaan net versadig word. Dis al wat jy gaan doen. Jy gaan net terugsit en sê, in Engels sê hulle, gimme. Dis al wat jy gaan doen. Wat gaan jy daarmee doen? En is nou net hier waar ek nou so bly is, dat almal nou so stil is, soos wat ek nou vir 3 weke lank gevoel het. Van 3 weke terug toe bid ek, toe sê ek,
Wat doen die seën van die Here? Dit maak ryk, maar wat doen dit? Dit maak die koninkryk van God ryk. Want jy kan 'n seën vir iemand wees op duisende verskillende maniere, sodat die koninkryk verryk sal word. Sodat die koninkryk uitgebrei sal word. Sodat jou gesin 'n verskil kan maak vir die koninkryk. Die seën van die Here wil oorvloedig deur jou lewe werk. Hoor mooi wat ek sê, nie op jou lewe nie, nie net in jou lewe nie, maar deur jou lewe werk. Jare terug het ons een aand met 'n bidtuur, het ons gebid en gesê, Here, ek bid dat U ons op 'n plek sal bring, wat U meer deur ons begin werk, as met ons werk. Die Here sal altyd met jou werk, want ons is mens, ons maak almal foute, ons sondig almal. So die Here sal altyd met jou werk, maar mag daar 'n tyd in jou lewe kom, wat hy meer deur jou begin werk, as net die hele tyd met jou. Mag hy meer deur jou begin doen, as wat hy met jou moet doen. Mag hy jou nie meer die hele tyd moet spoon feed nie, maar jy die geduld ontwikkel, om ander mense geestelik te spoon feed, al vat dit jou hoe lank? Om die seën van die Here in jou lewe te ervaar, begin by jou. Hoe wil jy graag jouself sien? As jy vandag na jou eie lewe moet kyk, hoe sou jy graag wou hê moes jou lewe gelyk het? Hoe sou jy graag wou gehad het moes jou kinders, kleinkinders, jou huis, jou verhoudings, jou huwelik? Hoe sou jy vandag, as ons alles kon reset en sê, hoe wil jy graag hê met jou verhouding met jou ma of jou pa of wie ook al lyk? Hoe moet dit lyk? Ons begeer die seën van die Here. Maar ek het na myself gekyk en gesê, Dion, is jy nie dalk 'n bietjie jaloers nie? Is jy nie dalk 'n bietjie selfsugtig nie? Want as ek bid en sê, Here, ek begeer die seën van die Here, en ek het nie 'n goeie verhouding met my pa nie, wil ek amper vir jou sê, die Here gaan jou seën met wysheid, insig, selfdissipline, respek, onderdanigheid, eerbied, sodat jy die verhouding met jou pa kan herstel. Ek praat van myself, ek het 'n baie goeie verhouding met my pa. Gelukkig weet julle dit. Maar hoor mooi wat ek sê, ons bid vir die seën van die Here op die areas wat ons dit wil hê. Van wie af kom die seën van die Here? Van die Here af. Hoe werk dit? Dit werk deur sy Gees. Soos ek nie 'n verhouding met my pa het nie, dan gaan die Here my seën. Nie soos wat my pa my geseën het toe ek 'n jong seun was nie. Hy het my op 'n ander manier geseën, sodat ek vandag geseën kan wees. Net so gaan die Here my seën, as ek vir hom bid en vra, ek soek sy seën, gaan hy vir my sy seën gee? Ja. Maar hy gaan vir my sy seën gee wat ek nodig het om daai verhouding te herstel, want God wil hê dat ek 'n verhouding met hom sal hê, dat ek hom sal eerbiedig, dat ek hom sal respekteer. Maak nie saak wie hy is nie. Ek sê baie keer vir die tieners, ek het dit lank terug gesê, maar vir baie jare lank het ek vir hulle gesê, dan kom 'n seun of 'n dogter by my, dan huil hulle by my, dan sê hulle, Dion, bid saam met my, dat my pa sal ophou drink, en dat hy nie so aggressief sal wees nie, en dat hy nie sal dit nie, dan huil hulle. En as ek hulle uiteindelik net 'n bietjie rustiger gekry het, en ek sien, okay, dan sê ek, kyk my in my oë, en beloof my, jy sal nog steeds lief wees vir Jesus, al hou jou pa nooit op drink nie. Al verander jou pa nooit nie, sal jy nog steeds in die eerste plek lief wees vir Jesus en glo dat alle dinge by God moontlik is. Sal jy? Weet jy hoe moeilik is dit vir 'n tiener om dit te vra, sy hele lewe so lyk? Ons bid vir die seën van die Here. En die Here wil sy seën vir jou gee. Maar hy gaan dit nie vir jou gee soos wat jy dit wil hê nie. Hy gaan dit vir jou gee waar jy dit nodig het. En dis die verskil.
Ek kan amper net hier stop en sê, amen, kom ons gaan huis toe. Ek moes eintlik begin het om te vra, wie wil almal die seën van die Here hê? Want ek dink 99, kom ons sê almal. Is daar enige iemand wat nie hulle hand sou opgesteek het nie? Niemand nie, sien daar sê. Kan ek nou weer vra, wie soek die seën van die Here nou dat jy weet, die Here gaan dit vir jou gee, waar jy dit dalk nie wil hê nie? Dis kerk. Dis kerk, want nou skielik kom jy agter iets, not about me. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my gevoelens nie, dit gaan nie oor wie ek is nie, ek is but a vapor in the wind, ons het Woensdag vir die manne gesê, luister ouens, so, dan is jou lewe weg. Tannie Tokkie sal onthou, paar dae na om Dirk se heen gaan, toe sit ons daar in die kantoor by BP, toe sê ek vir Tannie, hulle was oor die 50 jaar getroud as ek reg is. Toe sê ek vir Tannie Tokkie, ek weet nie wat om vir Tannie te sê nie, maar is die lewe nie soos die Bybel sê? Bedink maar die lewe is soos gras. Onthou Tannie? Bedink maar die lewe is soos gras, vir 'n oomblik is dit hier, dan is dit weg. Oor die 50 jaar se getroude lewe, as sy vandag moet terugdink, dan sê sy, waar is die lewe heen? Kom aan ouma, oupa, jou kinders was nydig so groot gewees. Waar is hulle nou? Wat het jy van hulle oor? Deon, ek soek die seën van die Here op my lewe. Dankie. Here, gee my die seën van die Here. Kom ek gee vir jou die seën van die Here om jou verhouding met jou kind te herstel. Kom ek gee vir jou die seën van die Here om te werk aan jou kortie meer wat jy die heeltyd sê ons nou al vir generasies lank in ons familie het. Kom ek help jou dat jy dit vir die volgende generasie oorwin. Kom ek seën jou met wysheid om op te hou moun om te sê ons familie is maar sukkelaars, ons sal vir altyd sukkel. Kom ek seën jou met wysheid sodat jy dit kan breek. Nou dis die seën van die Here. Dit is 'n ander tipe seën van die Here as wat ons baie keer oor die seën van die Here dink. En ek wil weer sê, ek het nie hierdie enige plek gehoor nie. Ek dank die Here dat hy op een of ander manier met my gepraat het en met my ontmoet het in 'n tyd wat ek net kon stil wees om te sê, die seën van die Here. Daar's ontelbaar baie seëninge van die Here. Maar nie wat ek wil nie. Here, wat U wil. As jy nou weer kyk na jou eie lewe en jy kyk, waar is jy? En ek vra vanmôre vir jou, maar waar wil jy graag wees? In jou eie verhouding, in jou lewe vorentoe, die volgende 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar? Dan wil ek vir jou sê, jy gaan verseker die seën van die Here nodig hê om daar uit te kom, of jy dit weet of nie. Want die seën van die Here is nie net lekker en happy-go-lucky nie. Die seën van die Here kom uit die hand van God uit vir diegene wat dit begeer. Wat begeer jy? Jy begeer om seker te maak dat God areas in jou lewe uitsorteer wat jy nie wil uitsorteer. Kom aan, iemand moet saam met my sê, dis nie wat ek wou hoor nie. Die Here gaan vir jou seëninge gee om dinge en mense en alles in jou lewe uit te sorteer wat jy eintlik nie wil nie. Dis wat hy vir jou gaan gee. Want die seën van die Here word nie beheer deur my en my emosies en my opinie en my wil nie, want dis nie my seëninge nie. Ek ontvang dit maar net. Of jy dit gebruik, dit kan jy besluit. Ek kan besluit of jy wil. Nou wil ek gou julle nog verder terugvat. Wie van julle dink dat die Here al eintlik lankal vir jou van daai seëninge gegee het, jy was net te hardkoppig om dit te gebruik? Sal ek altyd my hand opsteek? So eintlik het die Here lankal vir my van sy seëninge gegee, maar my eie ek en ek self het nog nie daai seëninge deel gemaak van my lewe nie, want dit gaan ons oor my. En elke keer wat ek bid en ek sê, Here, seën my. Ek wil kom herinner, die priesterlike seën wat hy gesê het, spreek dit oor die mense uit. Wat het hy gesê? Hy sê, lê my naam op hulle.
Dis wat daai blessing, daai seën is, om God se naam op die volk te kom lê. As ek God se naam op jou kom lê, dan is jy nie net meer as oorwinnaar en kragtig in die Here en nie. As ek die naam van die Here op jou kom lê, het jy ook die wysheid om te vergewe. Het jy ook die krag om te oorwin. Het jy ook die krag om nog steeds respek te hê vir jou ouers, maar nog steeds te kan sê, in hierdie area van my lewe, stop dit in my generasie. Ek gaan nie sê my pa was 'n useless die daar wat nie, maar ek neem 'n besluit en sê dit stop nou hier. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Ons sal respek hê, ons sal so maak. Net weer eens sê, dis nie my pa nie, maar ek gebruik myself as 'n voorbeeld, want net nou sê ek Nico en dan sit ek in die moeilikheid. Die seën van die Here maak ryk. Die Here wil hê jy moet ryk in sy seëninge wees, soos wat hy jou wil ryk maak, nie jy nie. Hierdie ding het my hele lewe verander. Hierdie het my versigtig gemaak om sommer net te bid soos ek wil. Iemand het eendag gesê, pas op wat jy vir die Here vra, jy kry dit dalk. En ek kan dit nie lekker verstaan nie. Maar hoe ouer ek word, hoe meer verstaan ek dit. Want ons het op 'n stadium jare terug 'n kursus gedoen in ons gemeente 70x7. Die eerste kursus se naam was How to Forgive Yourself and Others. Want dit is moeilik om ander te vergewe as jy nog nie jouself vergewe het nie. Jy moet eers selfvergifnis in jou eie lewe snap en ervaar en aanvaar voordat dit vir jou gaan makliker word om ander te vergewe. En in daai kursus dan kom Bruce Wilkinson en sê hy, weet jy dat daar 'n paar plekke in die Bybel is wat jy mense kan oorhandig aan God. So jy bid en sê, Here, ek vat vir Brett, sort hom uit. Hy het iets aan my gedoen, sort hom uit. Die Here gaan dit baie beter doen as wat ek dit kan doen. Want my gevoel gaan wees alles wat nie goed is nie. Maar as God na hom kyk en God neem my gevoelens in ag, dan gaan hy so met Brett werk dat Brett se siel nog gered word ook. Hy is daarin gered, maar hoekom? Dis God se wil. Dis God se koninkryk. Dis nie my wil nie. Dis nie wat ek wil nie. Nou ek kon sien toe ons by daai afdeling van daai studie kom, toe smile die mense, toe dink ek, hulle gaan hier uitstap en daai name so skryf. Brett, Dries, Kyle, Belinda. Here sort hulle uit. Die week na dit, toe begin hy daai sessie deur te sê, so hoeveel van julle wat hier sit dink mense het julle name opgegee vir God? Toe maak almal weer so. Iemand se foon het op 'n stadium gelei in daai sessie toe, het ek amper gesê, nee, hy het 'n verskoning uitgedink, hy kry dit weg. Die seën van die Here is so kragtig, is so magtig. Almal van ons begeer die seën van die Here, maar dit gaan oor God se eer, God se wil, om vir jou die beste te gee wat hy wil. Here, maar hierdie is moeilik, ek weet nie. Here, ek kan nie. Here, u weet nie hoe seer dit my, ek weet nie. Vir Jesus om te kon bid, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. As dit u wil is dat hierdie beker met my verbygaan. Hy weet. Daarom wil ek nie hê dat jy nie sal bid vir die seën van die Here nie. Hou aan om te bid vir die seën van die Here, maar ek wil hê jy moet verstaan dat die seën van die Here is nie net waar jy wil nie. Soms is dit net 'n eenvoudige seën van die Here. Een van my vriende in Rustenburg sê vir my, hy moet vir my vertel hoe groot die Here was, want ek en hy praat oor hierdie seën van die Here, wat dit vir my beteken, en hy sê toe, "Sjoe, hy self 'n leraar ook." En hy sê, "Maar ek moet dan net vir jou getuig." Ons het 2 ure terug gepraat oor die seën van die Here, en hy sê toe nogal, "Jy het my nou nogal laat worry oor die seën van die Here, want ek dink nou 'n bietjie anders daaroor."
Toe sê hy, maar toe kom die Here en toe seën iemand my wat my sommer net raakloop, wat hy jare laas gesien het, toe seën hulle my met iets. Nou, ek weet nie wat nie, hy het net gesê iets. Maar ek wil hê ons moet verstaan, dat ons beheer God nie. God is in beheer. En hy wil in jou lewe ook in beheer wees. Hy wil jou seën, sodat jy in beheer kan wees van dit wat aan hom behoort. Maar as jy dit gaan misbruik, hoe kan hy dit vir jou gee? Hy wil jou seën. Hy wil. Daar's 'n mooi storie wat Ted Engelstein vertel het toe hulle op 'n cruise was. Een van hierdie, wat sit MCS, wat s'daai skepe, van daai skepe. Sy hulle op hierdie toer, en die tweede of derde dag wat hulle op hierdie reis is, begin die son so mooi opkom. En is 'n windstil, perfekte dag op die see. En hy staan vroeg op en hy vat sy dogtertjie so in die hand, sy klein dogtertjie, en hy stap so saam met haar rond, dit is baie vroeg. En hy sê, it's such a beautiful morning. The most beautiful I've ever seen. En sy dogtertjie sê vir hom, Daddy, but I can't see anything. Want sy is te kort, sy kan nie oor die kant sien. Sy sê, but I can't see anything. En hy tel haar op en hy sit haar bo op sy skouers neer, en hy hou haar voete so vas. En sy sê hierdie woorde, Wow, Daddy, I can see farther than my eyes can look. I can see farther than my eyes can look. Ek kan verder sien as wat my oë kan kyk. Hy sê, hy haal sy dogtertjie van sy skouers af en hy sê, dit is hoe God wil hê jy moet sien. Ons sien net hier. Hier is die moeilikheid, hier is die drama, hier is die regering, hier is dit, hier is daar, hier is... God wil hê jy moet verder sien as wat jou oë kan kyk. Here, weet jy hoe swaar is dit? Ja, ek weet. Maar sien jy wat ek sien? Het was my so mooi geweest, God wys vir Josef en vir Dawid, veral vir Dawid, as hy die jong seentjie en hy wys vir hom dat hy gaan koning wees. Maar hy het nie vir hom vertel wat gaan alles in sy lewe gebeur nie. Hy wys vir Josef die troon. Maar as hy vir hom moes gesê het, maar ek wil nou net vir jou sê, jy moet nou mooi luister, as jy so oud is, dan gaan jou broer hulle jou verkoop, en as jy so oud is, jy in die put, en dan gaan dit gebeur, dan, ag, maar moenie worry nie, man, op die einde gaan jy die champ wees. Nee, dit werk nie so nie. En wat doen ons as kinders van die Here nou? Ons kyk nie meer verder as wat die oog kan sien nie, ons kyk net wat die oog kan sien. En dit bepaal ons hele lewe. Dit bepaal ons kinders se lewens, dit bepaal alles. So, deel 1 van hierdie reeks, ek sluit af, ons gaan so 'n paar weke hierna kyk en elke keer 'n stap dieper gaan en 'n stap dieper gaan, dis hoekom ons nie net alles vandag kan ingooi nie. Ek wil vir jou huiswerk gee vandag. Gaan bid en vra vir die Here, in watse area van jou lewe het jy die seën van die Here nodig? Vra hom. Vra hom, in watse area van jou lewe het jy die seën van die Here nodig? En ek wil weer eens sê, dit gaan nie alles moeilike goed wees nie. Miskien vra hy vir jou net vir iemand te bid. Jy is 'n seën vir iemand. Maar ons kan nie soos klein kindertjies net so wil sit. Myne, want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor God. He is the King of Kings. He is the great I am. Hy is die ek is. Nie jy nie. Hy wil elkeen van ons gebruik tot sy eer, vir sy koninkryk. Hy wil jou seën. Efesiërs gaan so ver en sê hy, julle is geseënd met alle geestelike seëninge. Tannie Nali het dit al gelees? Julle is geseënd met alle geestelike seëninge. As jy kind van God is jy klaar geseën met alle geestelike seëninge. Wat is 'n geestelike seëning? Ons het jare terug oor gepreek.
selfbeheersing, wysheid, kennis, insig. Jy het dit klaar, jy gebruik dit net nie. Ons het nou gesê, jy kan besluit of jy dit wil gebruik of nie. Maar jy kan nie besluit wat jy wil hê nie. God will give unto you what he knows best. Ek wil afsluit met daai dogtertjie se woorde. Wow, Daddy, I can see farther, further than what my eyes can look. God wil jou seën, kind van God. En ek bid dat jy getrou sal wees in die soeke na God. Ek bid dat jy getrou sal wees in jou soeke na die seëninge van God. Want hoe meer God jou seën, hoe meer sal jy 'n seën wees vir ander. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir u woord. Dankie dat elkeen van ons na ons eie lewens kan kyk vandag. Miskien het ons almal vandag besef, eintlik bid ek nog altyd so selfsugtig, want dit moet net oor my gaan en ek moet gelukkig wees en ek moet gesond wees en ek moet. As jy die gawe, die seëning van genesing ontvang het, wil God hê dat jy daai seën sal verder dra en vir ander sal bid. Vir ander 'n seën sal wees. En voordat ek kan sê, die Here het my geseën met genesing, met gesondheid, sodat ek 'n seëning kan wees. Jabes se gebed sê so mooi, dat jy geseën, Here seën my grondgebied. Gee my wysheid, terwyl u vir my die seën gee van my grondgebied, sodat ek dit sal toepas tot u eer. As ek besig om my eie eer te soek, as ek besig om te probeer grootkop kry, het ek dalk al lankal as gevolg van die seëninge wat die Here vir my gegee het, wat ek as gereedskap in my hande ontvang het om dit te gebruik, het ek dit dalk misbruik. Het ek dit miskien in 'n showcase gesit om af te show daarmee. Of het ek die gereedskap, die seëninge van die Here gebruik om te werk in my lewe en in te werk in God se koninkryk. Mag hierdie gemeente op 'n plek kom waar ons elke seëning van die Here gebruik om die koninkryk van God alleen uit te brei. So kan elkeen van ons 'n seën ontvang en ook 'n seën wees vir iemand wat dit nodig het. Werk in ons, Here. Kom skud ons 'n bietjie, Here. Kom praat met ons, Here. My hartsbegeerte is dat elkeen van ons die seën van die Here sal begeer en dat ons dit sal gebruik as ons dit ontvang. In Jesus naam. Amen. Amen. Mag die Here u seën met goddelike seëning. Amen.